Daar is die verhaal van 'n vrou wat by troebelwaters kom en sy sien 'n skat in die water. Sy buig af, tel dit op en bære dit veilig in haar sak. Net daarna doop sy 'n ander reisiger raak. Hy's moeg en hy's baie honger en sy sit dadelik 'n deel haar kos met hom. Soos wat hulle sit en kuier, sien hy hierdie skat in haar sak raak en hy vra dadelik of hy dit kan kry. Sonder om 2 keer te dink, sê sy vir hom, hier sit, jy mag dit maar kry. Hy loop vir 'n hele paar dae rond met hierdie skat in sy hande en wonder, wat moet hy hiermee doen, want dit kan soveel sekuriteit vir hom beteken. En dan besluit hy om terug te gaan na die vrou toe, en vir haar te vra of hy hierdie skat maar vir haar kan teruggee, want hy wil eerder hê wat sy het, wat gemaak het, dat sy so maklik hierdie, wat so waardevol is, kon weggee. Hierdie storie laat my dink aan die 2 gelykenisse wat Jesus vertel. Die eerste ene waar hy praat van 'n man wat in die grond grou en hy sien 'n waardevolle skat en hy besluit om al sy besittings te verkoop en daai stuk grond te koop sodat hy die skat kan kry. En net daarna in Matteus 13 vertel Jesus nog so gelykenis, maar hierdie keer is dit 'n parel en hy vertel van hierdie waardevolle parel en weer 'n persoon wat alles verkoop net om hierdie waardevolle parel te kan besit. In beide verhale wys Jesus dat dit hierdie mense nogal iets gekos het, dat hulle hard moes werk om te kry wat hulle harte begeer het. Maar ten diepste kom vertel hierdie 2 gelykenisse vir my en jou, dat Jesus sê dat daar baie binnewerk is wat in ons moet gebeur om 'n skat in ons binnekante te hê. Hierdie storie is vir my so mooi wat Jesus vertel en die storie aan die begin van die vrou by die waters, want dit herinner my dat God heeltyd besig is om aan my binnekant en aan jou binnekant te werk. Daai deel van ons waarmee ons voel en waaruit ons optree. As ons in die koninkryk lewe, wil Jesus daai deel van ons menswees vernuwe, nuut maak. Mag jy hom hierdie week toelaat om regtig in jou binnewêreld verandering te bring, sodat ons kan lewe soos mense wat 'n skat in ons ronddra.